my hart vanoggend so dankbaar teenoor die Here. Is jy dankbaar teenoor die Here? Kan jy vir 'n oomblik jou hart so effens herinner aan alles wat jy het, in steede van om te dink aan alles wat jy nie het nie? Is dit okay so? Ja. Man, ek is so dankbaar. Blaai asseblief saam na Johannes hoofstuk 14 toe. Ons gaan tyd daar spandeer nou. Ons het heel wat om te doen vanoggend en ons gaan en so die woord wat ek gaan bedien is intentioneel kort. En so dis een van daai geleenthede wat ek wil sê, as jy dit gaan mis, gaan jy dit mis. Ek is sorry dan. Maar moet dit asseblief nie mis nie. Sit op en luister mooi. Ons gaan ook uit die hand van die Here ontvang vanoggend. Johannes hoofstuk 14 en so 'n bietjie rondom hierdie tema, die weg, die waarheid en die lewe. En wat ek gaan probeer doen vanoggend is om vir jou te wys dat hy is die weg, die waarheid en die lewe. En die klem vanoggend lê op die en gedeeltes en hoe hierdie drie goed saam met mekaar werk om regtig vir my en jou 'n gesonde beeld te skep, om van my en jou gesonde verwagtinge te verskep. Want jy sien, dit is so maklik gebeur dit, dat ons die klem op een van hierdie drie goed sit, en wat dan gebeur is, ons begin in 'n ritme val, wat nie noodwendig gesond is nie. As ons Jesus sien as net die weg, dan kan ons baie maklik verval in godsdiens wat bestaan uit baie reëls uit. Want dis die weg, dis die manier waarop ons dit moet doen. As ons hom net sien as die waarheid, dan kan ons baie maklik sê, dit is mooi en dis reg en dis die waarheid, maar ons vergeet om gehoorsaam te wees. As ons hom net sien as die lewe, kan ons baie keer klem lê op die lewe wat Jesus bring, en hoe hy vir ons goed is, en die wonderwerke, en selfs die ewige lewe, en dan vergeet ons soms van die gehoorsaamheid. En soos wat ons hierdie drie goed deurwerk, en het ek jou gesê, ons gaan nie lang preek nie, het ek jou gewaarsku, soos wat ons hier deur gaan, wil ek jou vra, let asseblief op, en mag die een die ander een komplimenteer, en mag ek en jy 'n gesonde beeld hê, en ook met gesonde verwagtinge leef. In Johannes 14, ek wil hierdie vers 1 so 'n bietjie profeties ook in jou lewe insaai vanoggend, wanneer hy sê, laat julle harte nie ontsteld word nie, glo in God, en glo ook in my. Toe ek dit gelees het, het ek ervaar dat daar is 1 of 2 harte wat ontsteld sal wees, soos ek hierdie woord bedien, of oor die lewe, of oor trauma, of oor hartseer. En ek wil jou graag herinner, Jesus sê, laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Hy sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. En ek gaan om vir julle plek voor te berei. En so jy sien hier die konteks waar Jesus met sy disippels, dit is eintlik 'n baie diep oomblik. Hy probeer hulle troos en hy probeer hulle bemoedig. En deel van hierdie gesprek deel hy ook hierdie waarheid waaroor ons gaan praat. Hy sê, en as ek gegaan het om vir julle plek te ry, kom ek weer na julle toe, en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Sien jy uit om eendag saam met Jesus in die hemel te wees? En ek hoop regtig so. Ek hoop jy is opgewonde. Dit gaan beter wees as nou. Presies hoe dit gaan wees, weet ons nie alles nie. Ons weet gedeeltes. Ons het al genoeg gesien om te weet, dit gaan great wees. Dit gaan lekker wees in sy teenwoordigheid, en dit gaan lekker wees om naby hom te wees. En ons het 'n belofte dat ons eendag sal wees waar hy is. Maar nou maak hy hierdie stelling, hy sê, en waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. En nou het Thomas 'n vraag, hy sê vir hom, Here, ons weet nie waar jy nie gaan nie, en hoe kan ons dan die weg ken? En Jesus antwoord hom, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Mag dit so wees, dat hier die waarheid in my en jou hart leef, dat Jesus is die weg,
en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. En so hierdie lewe is nie veronderstel om te gaan oor 'n paar goeie idees nie. Dis nie veronderstel om te gaan oor 'n hoë morele lewe nie. Lewe gaan oor verhouding met Jesus. En dan vloei hierdie ander dinge ook daaruit. Ek wil hom van agter af vorentoe praat. En so ek wil begin om met jou te praat oor Jesus is die lewe. En wat bedoel ons wanneer ons dit sê? En so die maklike manier wat ek dit kan uitdruk is Jesus bring ook lewe. En Bill Hybels het 'n baie bekende storie wat ek graag met jou wil deel. En hy vertel die storie so dat hy eendag op 'n vliegtuig op pad iewers heen was. En op die lughawe loop hy verby 2 boeties wat beklei. Hy skat hulle om en by 9 en 12 jaar oud. Een is duidelik bietjie ouer as die ander een en bietjie groter ook. Maar ek wil hê met jouself net inleef vir 'n oomblik in hierdie. So hy loop verby, hy's op pad om sy vlug te vang. En hierdie 2 boeties is in mekaar en op 'n stadium tel die ouer een die jonger een op en hy slat hom kop eerste teen die teels vas. En hy gaan sit op sy bors en hy begin hom slaan. En hy land die een hou na die volgende hou. En hy's obviously ontsteld en as groot man gaan hy nie net verbyloop en hierdie los nie. En Bill Hybels gaan en hy gryp die ouer een aan sy kraag en hy tel hom van sy boetie af. Op daai stadium toe loop die bloed al reeds. En ter spyte van die feit dat hy besig is om hom weg te trek, gooi die laaitie nog steeds sy houe. En hy hou hom vas en hy probeer die ander een optel. En hy roep uit, waar is die ma en die pa? Jy weet, waar is die mense wat moet kyk dat hierdie nie gebeur nie? En die ma en die pa is nêrens te sien of te vind nie. Eventueel kom die sekuriteit daaraan, want hier's nou bloed in. En tyd verloop en eventueel moet hy sy vlug vang. En die sekuriteit sê vir hom, dis fine, hy sal dit uitsorteer. En toe hy op die vliegtuig klim, toe wil hy so graag net begin om koerant te lees of net om iets te doen, want sy hart is ontstel oor wat nou net hier afgespeel het en dit behoort my en jou hart ook te ontstel wanneer kinders al op daai plek is waar hulle mekaar so slaan. En hoe meer hy dit uit sy kop wil uitkry, hoe meer maak die Heilige Gees appel op sy hart om dit nie te doen nie, maar om te sit en te dink oor dit wat gebeur het. En in daai oomblik vra Bill Hybels homself die vraag af, hoe lyk hierdie jong 12-jarige seun se toekoms? As hy op 12 jaar oud al soveel haat in sy hart het, dat hy bereid is om sy broer op te tel en om teen die grond vas te gooi dat die bloed loop. As hy al klaar so kwaad is op 12 jaar oud, wat kan moontlik hierdie seun se lewe verander? Wat gaan gebeur? Hoe lyk hierdie seun se toekoms? Jy sien, hy het tot die konklusie gekom dat daar 'n baie klein kans is dat die regering sal ingryp en 'n wonderlike, goed geskrewe program daar sal stel wat hierdie seun se lewe sal red. Hy het tot die konklusie gekom dat daar min kans is in die stelsel soos dit tans is. En in daai oomblik is hierdie sinnetjie gebore. Wat Bill Hybels vir die eerste keer ervaar het, die plaaslike kerk is eintlik die hoop van die wêreld. Want jy sien, en dit was sy konklusie ook, en dis definitief my standpunt vandag, is dat dit net die liefde van Jesus is, wat regtig so 'n jong man se lewe genuine kan verander. En as die plaaslike kerk werk, dan is dit ek en jy, en dit is up to us, om die liefde van Jesus in mense se harte te gaan help deponeer, sodat daar lewe kan wees. En kan ek dit so 'n bietjie nader bring in die huis met net nog een storie? En die storie gaan so, dat daar was 'n jong seun gewees. Hy het in die Bosveld groot geword.
En sy ouers het ook geskei toe hy 7 jaar oud was. En daar was ook haat in sy hart. En hy was ook verlore gewees en hy het ook nie geweet wat volgende nie. En hy het ook nie verstaan hoe die lewe veronderstel is om te werk nie. En op 9-jarige ouderdom is daar 'n ou wat daar voor in die kerk preek. En hy luister nie mooi na die preek, die jong man nie. En dit was eintlik 'n genesingsdiens gewees en toe die oom klaar gepreek het en hy die mense uitnooi dat hulle moet uitkom vir genesing, toe stap hy ook maar vorentoe. Want dis die mekaar hier binne en hy's honger vir iets. En toe die oom by hom kom, toe vra hy vir hom so, waarvoor kan ek vir jou bid? Wat's fout met jou? En toe is obviously niks fout nie, want hy is nie veronderstel om al voor te wees vir 'n genesingsuitnodiging nie. Maar hy het sy hand opgesteek en gesê, oom, ek wil ook hemel toe gaan. En op 9-jarige ouderdom gaan bid daar 'n tannie saam met hom in die bidkamer. En hy gee sy hart vir die Here. Op 10-jarige ouderdom, omdat daar mense is wat omgegee het. Nooi 'n oom om na 'n Pinksterbid hier toe, waar hy gevul word met die Heilige Gees. 12 jaar oud word hy gedoop. Want die kerk is besig om lewe te bring. Vandag staan hy voor julle. En vertel julle van Jesus. En so my vraag is dit. Kan ek en jy vir iemand daar buite, kan ons genoeg omgee? Kan ons genoeg omgee om 'n kerk te skep wat lewe bring? Ek staan voor jou. Nie 'n storie van iemand wat ver is nie. Ag, jy's check my wingman. Jy's die beste ou. Thanks man. Jy het genoeg gebring, jy kan sien ons is op pad. Ek is seker daarvan. Die tannie wat saam met my gebid het, het nie 'n idee gehad hoekom sy saam met my moet bid nie. Sy was maar net getrou. En so my vraag is, kan ek en jy getrou wees? Kan ek en jy besig wees, as ek sê vir jou, Jesus is lewe. Daar is 'n liefde wat kinders se harte kan red. Daar is 'n liefde wat lewens kan verander. En dit bly binne in my en binne in jou. En ons kan dit vat na die wêreld daar buite toe. Sien, net so 'n bietjie later in hierdie selfde hoofstuk sê hy dit. Hy sê voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit. Omdat ek na my Vader sal gaan. Man, Jesus bring lewe. Hy bring waaragtig lewe. En dit maak nie saak hoe ver ons baie keer kan wegdwaal nie. Maar hoor my mooi, as ek sê hy is die weg, die waarheid en die lewe, as ek sê hy is die lewe, dan bedoel ek, binne in die liefde van Jesus is daar krag om lewens radikaal te verander. En dit is binne in my en binne in jou. Kerk, sal jy asseblief, ons staan so op die einde van die jaar, ek weet nie wie van julle het nou al Kersfeesplanne nie, en wie van julle is, ons staan so op die einde van die jaar, ons is besig om voor te berei vir die nuwe jaar. Wil jy nie 'n intentionele besluit maak om te sê, ek gaan wees wie die Here my geroep het om te wees? Sodat net miskien is daar nog 'n innis, die iewerster in die dal,
wat die Here wil gebruik om iewerster 'n impak te maak in sy koninkryk, en miskien bly hy langs jou. Miskien gaan hy saam met jou kind skool. Miskien loop jy om iewers te raak. Wil jy nie asseblief net lief hê nie? Jy sien, ek wil met jou deel die grootste, die beste wonderwerk nog ooit, wat elke dag gebeur. Die grootste wonderwerk volgens my glo ek is Romeine 10:13. Hy sê, want elke een wat sy naam aanroep, sal gered word. Dat is die beste. Jesus is lewe. Ek en jy is nie geroep om maar 'n bietjie kerk te hou nie. Ek en jy is geroep om lewe te bring. En ons bring lewe deur Jesus te bring. En ons bring Jesus deur as kerk en as liggaam te funksioneer. Daar's mense by wie ek kan uitkom waar jy nie kan uitkom nie. Maar daar's mense by wie jy kan uitkom waar ek nie kan uitkom nie. Wil jy nie asseblief net toelaat dat die Here jou gebruik om lewe te bring in mense se lewens nie. Nie alleen is Jesus lewe nie. Nie alleen is daar 'n duidelike verskil wanneer Jesus lewe bring nie, maar hy is ook die waarheid. En Johannes 8:32 sê dit, hy sê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Wie is hier die waarheid? En dit is Jesus. Ons sal hom ken, en hy sal ons vrymaak. Ons lewe regtig in 'n tyd waar dit aan die een hand baie maklik is om allerhande mites te ontsyfer, want ons lewe in die inligtingsera. Daar's 'n paar goed wat ons al vir jare glo, wat skielik het ons kennis en maniere om agter te kom, dis nie heeltemal die waarheid nie. Maar terselfdertyd het daar iets ontstaan waar 'n waarheid goed genoeg is en die waarheid nie meer so belangrik is nie. Ek wil vir jou sê, die waarheid is die waarheid. Dit is die hele waarheid. God se woord is die waarheid. En die woord het vlees geword. So wanneer ek dan Jesus leer ken, dan leer ken ek die waarheid ken. En dit beteken, dat wanneer my ervaring dalk anderster is as wat die woord sê, dan bly die woord die waarheid. Okay, ek wil nou seker maak ons op dieselfde bladsy. As die woord vir my sê, God is die groot geneesheer, en ek bid, en my kind word nie dadelik gesond nie, beteken dit God is nie die geneesheer nie. Want die waarheid bly die waarheid. God bly die geneesheer. Ek en jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal ons vrymaak. Ons 'n paar goed, woord van die Here sê vir ons, dis meer geseënd, om te gee as om te ontvang. Wie van julle wil graag jou kar weggee, en wie van julle wil graag 'n kar hê? Sal jy eerder wil een gee, of sal jy eerder een wil ontvang? Kan jy sien, jy kan nie jou emosie vertrou nie. Dis meer geseënd om te gee as om te ontvang. Jy sien, daar kom 'n plek waar ek en jy regtig die waarheid gaan moet vertrou. As die woord van die Here vir ons sê, bedriegliker is die hart bo alle dinge, beteken dit ons kan nie altyd ons emosie vertrou nie. Ek wil vir jou sê, hy is die weg, is die waarheid, en hy is die lewe. Mag ek en jy nooit, net omdat Jesus lewe bring, deur ons gevoelens aan ons neuse rondgelei word nie. Daar is soms goed in God se woord wat moeilik is. Dit is soms moeilik om te verstaan, mag ek en jy dit bly glo, al is dit moeilik. In die oomblikke wat dinge nie heeltemal sin maak nie. As jy deur 'n seisoen gaan, ons het so rukkie terug gepraat, so 'n bietjie oor 'n louteringsseisoen. Wanneer dinge nie heeltemal so maklik is nie, wanneer ek dalk deur trauma en deur hartseer moet werk. Jy sien, dan is my emosie ook per soms daar.
En dan kom ek in God se woord en ek lees 'n waarheid. En hier is die waarheid. Hy sê, as julle wat aardse paas is, weet hoe om goed te doen vir julle kinders, hoeveel te meer julle Vader in die hemele nie. Nou moet ek en jy kies. Gaan ons net in die mooi oomblikke, gaan ons net in die oomblikke wanneer dit vir ons goed voel, glo dis die waarheid, of gaan ons sê, die waarheid is die waarheid, en ek gaan glo dat God 'n goeie God is, irrelevant, omdat ek weet dat die tydelike nie kan opweeg met die ewige nie, en ek gaan vashou aan sy liefde, en ek gaan vashou aan Jesus, en eendag wanneer ek die tydelike met die ewige verwissel, daardie dag sal ek weet, ek is okay, om nou in 'n spieël te kyk, in 'n raaisel, wat ek nie verstaan nie, maar ek sal vashou aan die waarheid is die waarheid. En of ek so voel of nie, ek sal aanhou om dit te doen. Matteus 7:12 deel met my en jou 'n waarheid, 'n belangrike waarheid. 'n Waarheid wat ek hoop jy aan sal vashou. 'n Opdrag. Hy sê alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen. Want dit is die wet en die profete. Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle ons is geneig om te sê so, omdat jy so aan my gedoen het, daarom gaan ek so aan jou doen. Op grond van jou dit, sal ek dat. Die Bybelse waarheid is, ek gaan jou hanteer, soos ek graag wil hê jy my moet hanteer, nie soos wat jy my hanteer nie. Wanneer hy hierdie verder verduidelik, hy sê, man, as julle net die groet wat julle groet, en as julle mense hulle net hanteer soos hulle julle hanteer, dan is julle maar net dieselfde as die tollenaars. Dis wat hy sê. As ons glo Jesus is die waarheid, as ons glo die woord is die waarheid, mag ons ook glo dat Matteus 7 vers 12 is die waarheid. Dat as ek en jy genuine in oorwinning wil leef, wil jy deurbraak hê? Wil jy deurbraak hê in jou lewe, in jou werksomstandighede, in jou huwelik, in jou verhoudings? Wil jy deurbraak hê? Alles wat julle wil hê, hulle aan julle moet doen, doen julle ook so aan hulle. Ek hoop dat die gewig hiervan ook met jou hart praat, sodat ek en jy gehoorsaam sal wees. In hierdie seisoen wat vir ons voorlê, en ek deel graag gereeld met jou, sodat jou hart ook voorbereid sal wees. Ek glo, die Here gaan ook byvoeg tot ons gemeente, elke een wat hier moet wees. In daardie seisoen wil ek graag hê met my woorde onthou vir oggend, Matteus 7:12, hanteer ander soos jy graag hanteer wil word. Sal jy daarvan hou om die heeltyd herinner te word aan die foute van die verlede? Moet dit dan nie aan ander doen nie. Sal jy daarvan hou dat ander fokus op jou slegte deel en nie op jou goeie deel nie? Moet dit dan nie aan ander doen nie. Wil jy graag hê ander moet hulle lewe neer lê vir jou? Lê ook jou lewe neer vir ander. Wanneer ons Jesus volg in waarheid, behoort ek en jy dit ook so te doen. So nie alleen bring hy lewe nie. Nie alleen is hy dis die ultimate objektiefste waarheid, is Jesus Christus. Hy is ook die weg, die pad vir my en vir jou. En weer eens in Johannes 14, wil jy hierdie pad loop, hier is hoe ek en jy dit behoort te loop. Wie my gebooie het en hierdie bewaar,
Dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal die Vader lief hê. En ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. En ons kan tyd spandeer, Chris, kan ons sê. Hy's baie. Gereeld bid ek. En ek sal dit so verwoord, ek sal sê, Here, ek honger en ek dors na U. En wat roep ek uit? Ek vra, Vader, gee vir my ook 'n groter openbaring van wie U is. As ek sê meer van U, minder van myself, wat vra ek voor? Here, 'n openbaring van meer van wie U is. Wil jy meer van hom hê? Ek hoop tog so. Ek hoop daar's by jou 'n honger. Ons bid so, doen ons nie. Ons praat maklik so. So een tree terug dan van Openbaring. Ek sal hom lief hê. Okay, great. As hy my lief hê. En my Vader sal hom lief hê. En wie my lief het. En so nou het ons hierdie liefdesverhouding. Ek het hom lief en hy het my lief. Maar voor dit, as jy my gebooie het en dit bewaar, it is my humble submission, dat een van die redes hoekom ons ook suffer in ons openbaring wat ons van hom ontvang, is omdat ons sukkel om getrou te wees in die gebooie wat hy vir ons gegee het. Wil jy God se liefde geopenbaar sien? Onderhou sy gebooie. Nou hierdie gebooie en toe lei, hierdie gebooie, wat is dit? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel. Jou krag, jou verstand. Jy moet hom hê, lê hom lief met alles en jou naaste soos jouself. Dink julle nie ook, stem jy nie saam met my, dat ons 'n groter openbaring sal sien van wie hy is, van die werkende krag van sy Heilige Gees, van die lewe wat hy bring, as ek en jy mekaar genuine lief het nie. Sal ons dit nie sien gebeur nie? Jy sien, want wat dan nou gebeur is, my liefde vir my naaste, vir my broer, weeg nou swaarder as my onsekerheid. En skielik kan ek my onsekerheid oorbrug, my skaam wees kan ek oorbrug. Hoekom? Want ek is lief genoeg om my lewe neer te lê. Dit gaan nie meer oor my nie. Dit gaan nie meer oor hoe ek dit wil hê nie. Dit gaan oor hoe kan ek die koninkryk van God sien? Wat se een is groter? Is die dal groter as die vallei of is die vallei groter as die dal? Is hulle dieselfde grootte? Is die vallei groter as die dal? Is het ons konsensus? Ek weet nog nie. Waar is die vallei is groter? Dan wil ek dit sê. Ek hoop in die seisoen wat voorlê, sal ons sy lewe en sy waarheid en sy weg sien realiseer in die vallei. Ek bid dit, dat ons as gemeente instrumenteel sal wees in God se koninkryk, om lewe te bring in die vallei, om waarheid te bring na die vallei toe, maar om ook die weg, die gehoorsaamheid aspek te bring. Ons wil nie hê mense moet net dink ons gaan op 'n cruise ship gaan, waar Jesus al my probleme gaan oplos nie. Nee, dan lê ek klem op lewe en lewe alleen. En daar is lewe, dis net nie die enigste deel nie. Ek wil nie net 'n klomp mooi preke preek en 'n klomp mooi verhale vertel nie. Nee, ons gaan nie net klem lê op die waarheid nie. Nee. Ons gaan ook nie net klem lê op die weg, die gehoorsaamheidsaspek, asof ons vir mense 'n klomp reëls sal leer, wat moeilik en swaar is nie. Ek bid, dat ons, as gemeente, Jesus sal bekend maak, as die weg,
as die waarheid en as die lewe. Amen. Is lekker om vir julle te preek, hoor. Sal jy jou oë sluit asseblief? Wil jy nie net vir 'n oomblik oorweeg watter een van hierdie 3 wil jy saam met die Here aanwerk in jou lewe nie? Moet jy dalk werk aan die lewe wat Jesus bring? Het jou godsdienst dalk ritmiese wetsonderhouding geword, waar jy baie gehoorsaam is, maar daar's nie baie lewe nie? Dan wil ek jou uitnooi. Vra die Here. Jy wil Jesus se lewe ervaar. Miskien het die waarheid so 'n bietjie weggeraak in jou lewe. Tussen al die inligting en al die kennis en al die predikers. Miskien is dit tyd om weer terug te gaan woord toe en woord alleen. Vra hom in hierdie oomblik. Jy wil ook Jesus as die waarheid leer ken. Miskien moet jy nou toelaat. Dat hy homself opnuut as die weg aan jou openbaar. Sodat dit nie net kopkennis is, of 'n emosionele dryf nie, maar ook dissipline. 'n Intentionele besluit om te sê, ek sal myself kastei en my lewe neerlê. Want hierdie gaan nie oor my nie. Ek sal gehoorsaam wees, al kos dit my 'n prys. En Here, dankie dat ek nou kan kom. En Here, as gemeente wil ons voor U staan. En ons wil uitroep, Here, die weg, die waarheid en die lewe. Mag ons bekend wees as 'n gemeente van die weg, die waarheid en die lewe. Elke een wat hier sal wees, wat hier sal instap. Mag hulle die volheid ervaar van wie U is. Here, dankie dat U ons help. Dankie dat U vir ons wysheid gee. Dankie dat U ons dra. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.